oorganklike en onoorganklike hoofwerkwoorde. Ek ontvang dikwels die vraag wat die verskil is tussen 'n oorganklike en 'n onoorganklike hoofwerkwoord. Om te verduidelik wat die verskil is, gaan ek twee karakters, Liletti en Thys, aan die woord stel. Hallo Liletti. Hallo Thys. Wat maak jy? Ek dra. Wat dra jy? Ek dra my rugsak. Thys vra vir Liletti wat sy bedoel wanneer sy sê ek dra. Waarom verstaan hy nie wat Liletti sê nie? Omdat die hoofwerkwoord dra 'n verpligte sinsteel daarna benodig wat vir ons wys wie of wat direk deur die dra-aksie geraak word. In hierdie geval benodig dra 'n sinsteel soos my rugsak daarna. Ons kan sê die sinsteel my rugsak kan in die plekkie van ek staan, as ons sou skryf, ek dra X, ek dra my rugsak. Wanneer 'n sinsteel soos my rugsak in die plek van ek staan en vir ons wys wie of wat direk deur die handeling van die werkwoord geraak word, sê ons sy funksie in die sin is die van 'n direkte objek of terwyl 'n direkte voorwerp. Nou kan ons die hoofwerkwoord klassifiseer. Hoofwerkwoorde wat saam met direkte objekte gebruik word, is oorganklike hoofwerkwoorde. 'n Direkte objek word saam met 'n hoofwerkwoord gebruik sodat dit nie lyk of iets in ons sin kort nie en sodat ons sin vir die leser of die hoorder sin maak. Ander hoofwerkwoorde word weer onoorganklik gebruik. Met ander woorde, hulle word nie saam met 'n direkte objek gebruik nie. Voorbeelde hiervan is struikel en huil. Die fotograaf struikel skielik oorent. Die hoofwerkwoord struikel word hier saam met twee bywoordelike bepalings gebruik, naamlik skielik en oorent. Ons kan nie 'n direkte objek hier gebruik nie. Luister maar na die volgende Afrikaanse sin wat onkonvensioneel is. Die fotograaf struikel die kamera skielik oorent. Die sin is onkonvensioneel omdat struikel 'n onoorganklike hoofwerkwoord is en dus nie 'n direkte objek soos die kamera kan neem nie. Ander kere kry ons werkwoorde wat tweegesig is. Ja, jy het reg gehoor. Dikwels kan hoofwerkwoorde sowel oorganklik as onoorganklik gebruik word. Dink aan eet in die mense eet, wat onoorganklik gebruik word, en eet in die voorbeeldsin, die mense eet appels, waar eet weer oorganklik gebruik word. Vir sommige taalkundiges is dit problematies om eet 'n onoorganklike hoofwerkwoord in die mense eet en 'n oorganklike hoofwerkwoord in die mense eet appels te noem, want dit voldoen volgens hulle nie aan die definisie van hierdie hoofwerkwoorde nie. Dit is nie vir hulle heeltemal onoorganklik in die mense eet nie, want eet kan saam met 'n direkte objek soos appels gebruik word. Dit is ook nie vir hulle heeltemal oorganklik in die mense eet appels nie, want eet kan weer sonder 'n direkte objek gebruik word, soos in die mense eet. Taalkundiges wat so redeneer verkies om 'n ekstra kategorie hoofwerkwoorde te hê, naamlik ambitransitiewe hoofwerkwoorde. Die woorddeel ambi beteken beide of albei. Op skoolvlak en in Viva se Afrikaans grammatika onderskei ons nie so 'n kategorie nie. 'n Hoofwerkwoord word op grond van sy gebruik in die sin as onoorganklik of oorganklik geklassifiseer. Al kan ons 'n situasie voorstel waar dit op 'n ander wyse gebruik kan word. In die volgende taalinsetsel ondersoek ons waarom hierdie werkwoorde so tweegesig optree.